go! Hey, hey, hey! My naam is Chris Delport, ek kom van Pongola af hier in Noord-Natal, lekker warm plek. Ja, ons het suikerriet, kool en macadamias wat ons boer. Ons het macadamias in Swaziland. Die kool en die suikerriet is in Pongola. So gewoonlik as ons suikerriet plant en ons haal die suiker uit, dan wissel ons maar af met die kool so tussenin. Was tot en met graad 9, 2013 was ek in Pongola op die skool gewees en toe is ek Ermelo toe en toe ja, hoërskool daar klaar gemaak. En ja, ek het in Bloemfontein gaan swat. Na dit was ek vir so 2 jaar Amerika toe en toe is ek weer terug in Pongola. Die familie kom van Swaziland af, die Delport kant van die familie. Is 1984 as ek reg is wat hulle Pongola toe gekom het. Toe het hulle nou maar hier rondom die suikermeele begin. Die grond aan daai kant is my pa se grond. Die kant is my oom se grond. My pa is oorlede so 'n paar jaar terug, so dis hoekom ek nou gesê het, dis nou my ma se grond. So dit is hoekom dit nou so is. Ons boer saam as een maatskappy op hierdie stadium nog, Baobab Pty Limited. So ek is basies voorman aan daai kant, my neefie is voorman aan hierdie kant en dan die kool en die goeders doen ons saam. Verantwoordelikhede is besproeiing, general maintenance, nou maar net kyk die daaglikse take en die goed verrig word en gebeur en sit die goeders aan die gang en as al gespuit word of kunsmis gestrooi word of wat ook al, nou maar net gaan inloer en kyk of die dinge loop soos wat dit moet loop. Ja, ek het Moederboer laas jaar toevallig op YouTube gesien. Die eerste episode het ek toevallig op YouTube gekry, ingegaan en nogals gehou wat hulle van wat hulle doen. Jy kry taaf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. En toe het ek maar net gedink dit sal 'n lekker uitdaging wees om self in te skryf. So ons het ingeskryf, ek dink dit was omtrent in Desember gewees wat ons ingeskryf het aanlyn en ons het in Januarie het ons uitdinge gehad. Dit was in Pretoria gewees by die CrossFit gym. Ja, dit is uitdinge gehad, basies maar net fiksheidstoetse en sulke tipe goeders wat ons gedoen het, bietjie op die kamera gepraat en so aan. En toe het hulle in Maart maand, einde Maart, begin April dink ek as ek reg is nou. Toe het hulle die ouens gekontak wat in is. So ja, is maar 'n proses gewees om deel te raak van die dinge. Was lekker fisies gewees, die uitdinge en goed veral, maar dit was baie lekker gewees. Ek het dit maar as 'n uitdaging gesien. Dis nie iets wat ek sou gedoen het ooit as ek nie vir Moederboer ingeskryf het nie. Ek sou nou nie na 'n MMA klub toe gegaan het en besluit dat ek gaan nou MMA doen of al hierdie dinge nie. So ja, ek dink die uitdaging is wat my nogals aangetrek het na die hele ding toe. En ja, nou maar net om jouself te druk tot 'n plekke waar jy nog nie was nie. En dan verder te gaan, jy weet, jy kom tot by 'n level, jy dink nie jy kan dit doen nie en dan kom jy daar en dan sien jy kan dit doen en dan is dit half hoe jy opgaan in die lewe en dis met enigiets so, dis met sport so, dis met die werk, dis met enige ding. Daar's altyd in die begin dan twyfel jy in jouself en jy weet nie of jy dit kan doen nie en dan op die ou ende dan doen jy dit en dan kom jy daar deur en dan gaan jy verder en dan vat jy dit van daar af. So ek dink dit was 'n groot motivering is maar net self-development as ek dit so kan stel. Net om myself bietjie te druk om goed te doen wat ek nooit normaalweg sou gedoen het nie en ja, van daar af deure oop te maak en verder te gaan met dit. Vir nou is dit alles werk net die 20ste September toe. As ek opstaan voor ek kan slaap, alles is net, dis alwaaraan ek dink omtrent op hierdie stadium. Ja, ek staan gewoonlik so 4 uur
tussen 4 en 3:15 op, 5 as ek by die gym, dan oefen ek in die oggend. Ek oefen gewoonlik so 2 keer 'n dag in die oggend, dan doen ek gewoonlik mobility, bietjie rustiger oefen, strek en daai tipe van dinge, 'n bietjie core, sulke tipe goed. Terug by die huis 6 uur se kant en dan tussen 6:30 en 7:20 kom ek by die skuur aan. Dan kom ons almal bymekaar by die skuur, ek en my oom Johnny en dan Tian, kom ons by die skuur bymekaar, dan sit rou cool en goed wat gebeur daar. Ja, eet maar ontbyt by my ma se huis, altyd lekker as sy breakfast maak, so dis nice. En dan ja, van daar af is dit nou maar net spuitkool, spuitriet, as ons kuns moes gee, check daar, so kry die tog mense aan die gang, besproeiing, kyk nou maar net dat al die sproeiers en die goed is regloop, as om maintenance is wat gedoen moet word, net om dit te doen, seker dan ook alles loop mooi, en ja, verder is dit maar rustig, as ons kool verkoop, as ons kool sny, as ons lekker besig met dit, en ons meeste van die tyd by die koollande, sny kool, laai en verkoop, maar andersins as dit tussenin is dit heel rustig, as ons nie kool verkoop, is dit net die suikerriet wat aan die gang is, die makadamia is ons klaar geoes 'n rukkie terug, so is rustig met dit ook wat dit nou aanbetref. Hey, hallo, gaan dit? Goeiemôre, goed en jy? Goed, so dankie, as jy. Uzoshia hii ski parat. Yes. Alright. Dis 10 uur. Ja. So dis 4 ure, ek meen wat jy gaan wag as jy, so dis erg, ja. En dis 'n hele dag ding wat jy doen, wys die oggend en also jy begin al 8 uur die oggend. Ja, definitief. Asai. Dankie Christy. Ja, dit is mooi. As net 'n kort tyd, sê jy moet hom kry as hy daar is. Good. Alright. Marius. Baie dankie. Baie dankie. Probeer dit. Ja, ons net 'n bietjie by Agrilex 'n paar sakke kunsmis nodig gehad, so ja, net gou kom oplaai. Ebo. Johnny. Alles ja pile. Alright, ai lungele. Ja. Snel junge bella hapo usisa hapo so pega le pants futi. Hallo, hulle is bon, hè? Ja, ons is nou by Hoek Seedlings, net gou 'n bietjie na 'n paar koolplantjies kyk. En dan uit en dan is dit dan, is eintlik 'n klomp goed. Dit lyk mooi. Ek is skieurig om te sien wat hulle gaan maak. Net toe, ja, kop sizes en die goed gaan lyk. Ek is ook, ek is nogal opgewonde oor die 128's. Ja. Jy weet, om te kyk of dit op jou einde 'n groot verskil gaan hê in die kop. Ja. Daar's 'n groot, die 128 bietjie meer groeimedium, meer ruimte vir wortelontwikkeling teenoor 'n 200. Nog steeds 'n goeie plug. Ja, daai is rose wat nog moet Okay. ja, hier is van ons mooier chilies. Baie mooi gesonde plante. Ja, ons gee dan ons kunsmis ook deur hierdie booms. Alright, hai lungele. Sabonga. Deur 12.5. So per reach gaan dit 750 gram wees. Okay, by elke boom basies of nie? Dan 300 gedeel deur 3 en 2. So ons kan ons deur die tyd doen. Presies 300. Dis presies 'n tiende van die kalk. Wat as ons regtig moet. Beplan dit. Kyk wat jy uitgerig kan kry, want as ons met hierdie kalsitiese kalk gaan, dan kan ons in die middel van die ry en hy kan maar spread.
Maar ons kan so lank begin met hierdie. Daar is goeders, ek gaan net dat Johannes môre net vir jou wys wat daar is van die vorige goed wat ons gekoop het, dan kan ons dit net eers gebruik en dan gaan ek dat Johannes net vir my presies stuur wat daar is alles en dan sit ons dit eers neer, maak dit eers klaar en dan gaan ons met die res van die... Ja, maak alles klaar wat jy het. Dus ons moenie geld in die store laat staan nie. Nee, Ek sou definitief vir jou sê, vat daai rootkaart, saam met die Rapid of die MAP en so, en dan vat ons hom daar. okay, dan sit ons hom Yes. deur die Ja. fertigation. So miskien werk nie so nie. Ek weet julle gaan in elk geval een blok besproei. Ja. Dan kan 'n mens hom net vat en sê, "Alright, daar gaan ons." Okay. Ek sal vir hom sê, moet my net laat weet wat is presies daar so, als dat julle net kan check en dan die res gaan ek dan bestel dat hulle kan gaan aflaai. Op die 8 reeks het ons begin spuit. 3 weke terug het ons hom gespuit Okay. en ons gaan hom maandag weer spuit. Okay. 2000. Ja. Stel ons hom op 2000. Ja, sit ons om maximum uit. Ja. Ja. Sport was nog altyd vir my 'n groot ding gewees, maar ja, saam met dit het die boerdery gekom en ons is maar nog altyd 'n boerdery familie gewees. So ja, ek het 'n belangstelling gehad van die jongs af van die boerdery in en goed en toe ja, nou maar net na skool met die swattery en alles verder gevat. Ek het BA Griek geswat, gemengde boerdery in die Vrystaat, Bloemfontein. Yes, ek was in Ryds manskoshuis gewees. Ja, baie lekker tyd gehad. Dit was regtig 'n lekker koshuis gewees, lekker tyd in Bloem gewees, lekker mense. So ja, ek het dit baie geniet. Ek sou nog altyd was ek van plan om Amerika toe te gaan vir 'n paar jaar na ek klaar geswat het, so toe ek my studies en goeders klaar gemaak het, toe het ek Amerika toe gegaan, was 'n 2 jaar daar gewees, het in Oregon en in Idaho gewerk vir Grant 4D Farms. So is 'n lekker groot plaas, is baie corporate, baie groot plaas, besproeiing, ek het op die eie gewerk en dan baie aardappels gewees, mielie, skoring, jy weet, klomp sulke goeders. So het was lekker geweest, baie goeie ervaring opgedoen daar, so veral in besproeiing, ons het dripbesproeiing gedoen op die eie daar, ek en een ander Suid-Afrikaner, ou Boera, hy het saam met my geswat ook, hy's 'n voorman nou daar op die eie half. Ons het saam gewerk daar so, baie by die ou geleer. Moer se werksetiek, as jy nou een ou soek wat die heeltyd werk en wat jy ophou nie, is dit daai ou. So het baie by hom geleer, baie in Amerika geleer, nou maar net oor die besproeiing, oor die boerdery en alles. Dit is lekker om vir iemand anders bietjie te werk in die begin, jy weet, jy kom nie dadelik familie toe nie. So nou kom jy dadelik familie toe en dan sit half, jy weet, jy kan nog kanse vat nou en dan, voel dit vir my, maar as jy vir iemand anders werk, is daar nie sulke dinge nie. As hulle vir jou sê jy moet dit doen, dan doen jy dit. So nee, het was baie lekker geweest, baie lekker ervaring en baie geleer daarso. Steven, gaan dit? Goed, dankie. Lyk die dinge? Ons is Kwatemba Animal Feeds hierso. Yes. Ons doen hoendervoere, varkvoere, beeskoste, medisyne, bietjie chemikalies, nie te veel nie. Ons is 7-8 depots in Noord-Natal. Ons het ons kykentjies daar agter. September, ons nog 10 weke, ja, trend plus minus, so ja, ek sien uit. Het begin basies van niks af nie wat MMA aanbetref. Niemand het MMA ervaring en goed nie, so alles is nuut. Jy het basies soos wat 6 maande om alles te leer, om alles te doen, om fiks te word, om gewoond te raak aan die goed, alles, so. So hulle vat jou letterlik en hulle train jou alles wat jy nodig het om te weet van die MMA, hoe om te slaan, hoe om nie te slaan nie. Yes. Ja, alles wat jy basies geleer kan kry in hierdie tydperk. Want obviously dit is te kort tydperk om alles te leer wat soos daai ouens is moer so goed. Ek meen hulle doen dit al jare, hulle ken die stories. So buiten dit het ons in Pretoria doen moet jy jou eie oefening organise. So jou eie coaches, jou eie gym, jou eie alles vir die tye tussenin. So my goed is nou alles in Ermelo. Hulle het 'n lekker box gym daar, so 'n lekker stoei klub en goed. So lekker klomp ouens wat mense druk om, jy weet, jou beste te gee en te perform. Ja.
pad bietjie fisio toe. Ek het my hip flexor geraak. So met die stoel laasweek. Ek was laasweek in Ermelo gewees, het die hele week in Ermelo geoefen, half soos 'n oefenkamp aan die gang gehad en alles. Toe het ek nou 'n bietjie my hip flexor geraak, maar as dan met 'n ernstigie, hy is al baie beter, klein beseringkie. So ja, het behoort vinnig te wees dan soos reg. So gaan maar net hoor wat die fisio sê vandag. Ja, laasweek was ek by Anel Skooman. Dis Rian wat saam met my oefen, hy is deel van die oefenkamp en alles, deel van die coaching en alles, dis sy vrou en as ek weer terug in Pongola, gaan nou maar net na die ander Anel toe. Anel Maria, sy is die fisio hierso, een van die fisio's hierso. Dan sy nou maar net uitcheck hoe dit lyk en of alles reg is en dan ja, vat ons hom van daar af. Ja, ek voel actually al baie beter. Ek wil net, ja, seker maak alles is reg. Terwyl jy gestoei het, jou flexor seer gemaak. Ja, ek het gestoei en toe skop ek half uit, toe hy vir my been gaan en toe ek so val, toe trek hy 'n bietjie, maar dit was nie regtig erg geweest nie. Aan die linkerkant. Waar ek obliek geraak het, maar ja, net hierso. Daar en sê vir my, wanneer voel jy om? Is dit meer as jy soos Op die oplig. As jy hom oplig, okay. Maar dit is regtig baie beter nou al, soos in die begin kon ek nie op nie, hy kan nou al, ja, hy's net so nou dat jy weet dit is daar. Ja, gaan hy bietjie af in jou bene of glad nie? Nee, nie regtig nie. En gewone stap en goeters, is dit seer of Nie nou meer nie. nie nou meer? Nee, Okay, maar ja, begin was nou is dit hy. fyn. Alright, Yes. skoene uit, dan kyk Okay. ons gou wat gaan daar aan. Okay, ja, die week was ek heel week in Ermelo gewees. Okay. Maar as die eerste week dat ek begin stoei het, Ja. so dit was lekker rof. Ek moet sê dis 'n moeëse fisiese sport. Ja. Jessie, dis regtig, dis rof. Maar lekker. Dis lekker, die stoei is shit. Ja. Ek sal sê as jy nie stoei van kleins af, ja, gaan jy nie rof van hou nie. Sy's bietjie meer gevoelig. Meer gevoelig. En net so 'n bietjie losmaak. Daarom rustiger. Bietjie rustiger, ek gaan gou 'n bietjie dieper gaan. Volgende van die naweek af is dit weer ja, rof. Die naweek en volgende week. Beweeg net. Hoe voel hy daar? Ja, hy trek lekker. Trek lekker. Ons Okay. gaan 'n bietjie meer voorvoel. Ek voel hom lekker hier ook, maar dis op hy obliek ook wat laas jaar was. Ja, maar dit is presies waar ek wil hê jy moet hom voel. Okay. Ja, maar dit is lekker nou. En hy obliek en dan Okay. kom jy stadig uit. Well done. Einde Augustus. Gaan jy, as jy wil na daai fisio, maar ek sê net sê moet dit nie los as jy voel. Yes, daar is ietsie wat plan nie. Okay. Alright, There ja. you go. Dankie Anel, waardeer dit. Plezier, Ja. Pongola het hier regtig 'n groot kommersiële gym as ek dit so kan stel, nie? So ek oefen maar by die skool. Ek ken die skool se gym. Ek het daar op skool gegaan tot en met 2013 toe, so ek was 'n hele rukkie daar gewees. Nee, die ouens lyk goed. Almal sit die werk in. Almal lyk goed. Maar ek moet sê ek dink ons fiksheid is regtig fiksheid is op dit. Ja, so dis nou maar net klein goedjies, die tegniek en die goed en alles en klein goedjies wat mens aan moet werk, maar ja, sal dit kry. My neus is net nog toe. Ja, maar hy's beter. Hy's dan baie beter. Hy maak so nog steeds bietjie. Ja, as jy hom so druk en maak hy so. So. Ek dink so want die regterkant is soos toer, links is alright, maar hy's baie geswel die hele tyd en ek kan nie ruik nie. Ek het nou eergister begin ruik weer vir die eerste keer in 3 weke. 9. As hy life en awesome, maar alles. Letterlik, naderhand kan ek dit nie meer druk nie. Dis net jy wil maar alles is klaar, alles is moeg. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Shit. En ja, jy eet jou voorarms, joh.
So ja, ons na plan maak. So ek oefen by die skool se gym en dan naweek dan gaan ek Ermelo toe. Hulle het 'n nice gym daar, so 'n groot kommersiële gym. Dis waar ek boks en stoei en al die res van die goeders doen is nou maar oor naweek in Ermelo. Toe ek my span half bymekaar gesit het, toe Lappies hulle in Ermelo en alse. Hulle het my ook eers in die begin uitgeskoop net om te sien of ek actually kan doen wat ek sê ek gaan doen. Jy weet, hulle gaan nou nie 'n ou wil afrig wat nie sy kant gaan bring nie en wat nie weet wat hy doen nie. Hy het my gebel eendag en vir my gesê luister hy's nou in vir Moeraboer en gesê asseblief kan ek hom help. Toe sê ek nie ons is reg vir hom en dis die spannetjie wat ons bymekaar gesit het en ja, hy het niks geweet nie en ek kan onthou die eerste dag in hierdie kruit hierso het hy so 'n paar rondes geboks en gekyk wat het hy en wat het hy nie en ons het gesien nee die man moet maar 'n bietjie is nie van rugby nie, hierdie is nou 'n lekker boks en hy het met sulke brilletjies hier aangekom en ja, van daar af het ons gewerk en ek moet sê die ouetjie het hart. Hy bring sy kant, hy doen, hy luister. Ek sê altyd motivering is een ding, motivering hou net so rukkie, maar dissipline is die groot ding. Hoe meer jy dissipline het, hoe meer motivering het jy. En ek moet sê elke keer as hy terugkom is hy 'n level beter en 'n level beter en dit gaan goed. So dis regtig is nie maklik nie. 'n Boks is een ding, dis baie mense sê ja, maar boks is vir hierdie ouens wat nou net wil gaan beklei, maar boks is baie tegnies en dit vat baie dissipline om dit te kan doen en ek dink Chris het dit. Van waar hy begin het, is dit leaps and bounds. Verstaan, so jy kan dadelik sien wat 'n persoon is bereid om my ekstra tyd in te sit. Jy kan dadelik sien wat 'n persoon vat dit ernstig, verstaan, so en hy het regtig waar as hy nie by ons is nie en ons het nie die expertise. Ons probeer nou die jiu-jitsu en die MMA ouens inkry. Wat Chris bietjie ekstra doen is hy gaan bietjie die jiu-jitsu wat ons nou nog nie het op hierdie stadium nie. Die strategie is om lekker met sy bene te werk. As jy gaan kyk is ou boks, is lekker bo en arms, maar as jou voete weg is as jy klaar kan in die boks nie, soos jy vandag gesien het, dis taai op jou voete. Dit gaan dalk lank voel in die oomblik, maar as jy sien is dit agter jou en as jy nie gewerk het nie, as jy 'n dag gemis het van jy wou net nie gaan oefen het nie of jy was lui of wat ook al, dan is dit 'n dag wat jy gemis het. Dus jy kan dit nie weer inhaal nie. So nee, die motivering is jy moet jouself maar druk. Hy's lekker koud vandag hierso. Like dit? Ja, wat dankie, like om te sien weer. Kyk hoe lyk jou WWE hè? Ja, quite nice. Ek dink ek gaan hom in die dorp kan dra by die huisie, maar ek sal hom Sondag dra as ek alleen is. Die hele rede hoekom ek ingeskryf het was maar net om iets te doen wat ek nog nooit gedoen het, iets wat ek nie sou gedoen het, die bietjie uit jou comfort zone uitgaan en jy weet 'n stapie op te vat. Jy moet moeilike goeders doen om dit reg te kry en ja, ek dink dit is maar wat die motivering hou ook. Dit is 'n groot aandeel. Daar's baie mense wat gaan sien so mense sit die werk en jy wil nie opdaag en nie die werk ingesit het nie. So ja, ek dink dit is vandag by Hartvat Arena. Ons het nou weigh-ins en pressconference en goed. So ja, ons sal sien hoe gaan dit. Ek weet nie wat hulle gaan vra presies nie, maar ja, ons kyk hoe gaan dit en dan sit maar net face-offs na die tyd. Ja, soos laaste tyd wat ons by mekaar kom ook. Ons het 49 dae oor presies voor ons fight. So die tyd kom nou nader. Dan ek voel goed. Ons sit die werk in, ons oefen lekker hard. Dis nou net die laaste goedjies wat by mekaar moet kom. Al die klein goedjies aan werk, al die tegniek en die goed, net alles by mekaar sit so. Hierdie groter het hierso reg langs aan naby die dam. Ja, hulle gaan môre daar begin. So dan brand hulle hom so in seksies. So jy gaan nou soos 'n sê nou maar die eerste 2 bane brand jy vandag gaan kom kappel en soos wat hulle vorder dan brand hulle so elke tweede dag of so plus minus en dan beweeg hulle so deur die land. Dit brand in die blare weg. Yes, brand die blare weg.
Daar's 'n lekker MMA gym in Ballito, ek oefen daarso. So ja, dis was 'n bietjie meer die jiu-jitsu en die MMA spesifiek oefeninge en die goeders doen wat baie lekker is. Ek moet sê mens leer baie uit dit uit. Ons is nou in Ballito, Combat Coaching Gym is hierso. So ek het vir coach Morney en Bradley en Dylan hulle gekry op die internet. Ja, die goed wat ons hier fokus is maar meer jiu-jitsu, die grappling, die MMA gedeelte in die hok, wat om te doen as jy in die hok is, as jy hier is, daar is al daai goeders. So dis nogals baie detail, as ek kan sê, wat in dit ingaan, soos wat nou weer anders is van die boks en die conditionering wat ek in Ermelo gedoen het, en die kruitboks en alles en goed, en nou kom jy in die hok en dis heeltemal 'n ander wêreld, dis heeltemal 'n ander wêreld, soos ja, die takedowns, soos die grappling, as jy in submissions probeer kry hoe om uit te kom, wat om te doen as jy hier in die hok is, jy weet hoe om uit dit uit te kom en al daai goeders is goed wat mens nooit sal leer of weet as jy fisies nie na MMA toe gym toe gaan en iemand dit vir jou leer nie. Oefening gaan so in golwe. Dis nou net ons moet hom kry op daai golf op die hoogtepunt daai aand te wees. Ja, ons nou 9 dae tot die fight. So ja, tyd kom nou nader, maar ek voel reg, ek voel goed. Ons het baie goed voorberei tot nou toe. Ons het regtig hard geoefen, hard gewerk vir hierdie. So ek dink die confidence lê nie in die voorbereiding verseker. So as jy nie goed voorberei het, jy gaan nie goed voel nie. As jy goed voorberei dan voel jy mens goed. So ek is definitief reg vir die fight. Ek sien uit. Ek hou daarvan om aktief te wees, is vir my lekker. So, jy weet, om te gaan stap, hike. Ek doen dit gereeld en dan visvang, jag, jy weet die normale boertjie goed as ek dit so kan stel. Ek geniet dit baie en dan ek bou baie Legos. So mense wat my nou nie ken, is iets wat jy nou nie seker sou gedink het of wat. Ek en my boetie, so like dit om te versamel en te bou en goed. So ek het 'n hele klomp by die huis, ek het regtig baie. So dis maar wat ek in my aftyd doen en lees. Ek lees baie ook. Ja, net lekker om die tyd om te kry. Lekker om 'n bietjie te dink oor alles wat aangaan in jou lewe. En ja, ons kom draai nogals baie by Carina. Vang ons 'n bietjie vis hier by die dam by Klein Katrein. So ja, wat ek geniet dit baie.
almal gaan jou ondersteun, ons staan agter jou. Ek dink die ding waarop ons die trotste is, ek dink ons almal sien dit is, Chris is 'n ou, as hy 'n ding doen, dan gaan hy 100% vir 'n ding. My intensies met die dokumentêr was nou maar net gewees om die hele ding op film te kry, dat ek nou maar net vir almal wat betrokke was kan dankie sê, vir almal 'n koppie kan gee en sê dankie dat julle betrokke was, hier's wat ons gedoen het behind the scenes en alles. Maar ek dink is goed ook vir die ouens wat wil inskryf in die toekoms ook, net om te sien presies wat dit behels en wat dit vat van jou as mens om deel te wees van hierdie hele ding, want dit wat jy op die TV sien is nou maar die goed wat vooraf beplan is, jy weet, wat hulle skiet en wat op die TV gebeur. Al hierdie goeters is basies hoe dit is in die agtergrond van die werk wat jy moet insit, hoe jy die balans moet vind tussen die oefen en jou fisiese werk op die plaas en alles. Nou, jy moet tyd maak vir alles en daai goeters, jy weet, alles in een dag inwerk en dan vat jy dit nou maar net dag vir dag en dis nie sommer net van skryf in en jy gaan die 20ste en dan beklei jy teen iemand. Daar's baie meer wat in die hele proses ingaan. Dis Marinus, like het, lekker weer te sien. Reg vir die ding. Hey, môre, gaan dit? Mama asseblief. Chris Delport. Yes. Chris 82.5. Sê, dankie. Hier nie ry. 1 2 3 baie. Okay, 100% baie dankie. Moet ek iewers teken? Ja, ek wil net vra.
Lekker, Christian! Kom weg, Chris, kom weg! Chris, focus! 1, 2. Opzij voet, Chris. Draai om. Awesome. Kijk of je kan losmaken en slaan. Uppercut, Chris, uppercut, kijk Nog goed. los en slaan. Ja, goeie. Is water? Asem deur jou mond, is my neus toe by. Right. Hierso. Kan jy my hoor? Yes. Slaan in die middel. Maar regterhand kan land, maar jy is bietjie uit posisie uit om hy uit te land. So set hom eers op. As jy die skop hom ver, dan gaan die houe nie daar land, dan al land nie. So eers met die hande, dan die voet. Hande hoog. Lyn in die middel. Hou jou linkerhand, werk vir die jab. Net reguit onder slaan. Hande op. Jab hom. Hy smoke, jab hom. Hands up! Kom Chris, hy smoke! Score het toe Chris! Kom Chris! Kom Chris! Ja! Bly voor! Beheer! Bly bo, werk nou! Werk Chris! Werk! Kijk. Kom bij dan, Chris! Mag toe. Kijk, is de laatste nu. Kom nou, weg nou. Is weg. Wat is dit in die Score hem toe, Chris! Antwoorden toe! Jab, ja! Uppercut! Kom Chris, reguit! Reguit Chris, onder! Ja! Werk toe! Werk! Kom op Chris! Uppercut! Handen op vorentoe! Ga vorentoe Chris, hy spook! Chris, is hy skop, kan jy?
Kom Chris vorentoe. Zo Chris. Baie trots op jou. Hy is nie eens moord toegeslag. Ek het net 'n voel reg Ja, hier. Heeltemal dis funny. Die groot ding is dit raak amper soos jy raak. Ek raak nou lam. naar. Maar ek voel homself ek gewees my nek is baie styf. Hoor jy wat ek sê? Jy kan so hard soos jy wil. Jy kan simulate soos jy wil. Hierdie is Hierdie is ander level. hierdie is soos 'n kan nie die beste kroegfighter. Weet nie wat is dit nie. Ek kan nie vir mense Jy verduidelik. kan dit nie verduidelik. Ja, het was rof geweest. Dit was baie lekker geweest. Dit was baie roer as wat ek verwag het. Ek het gedink ek gaan uitkom en dit gaan 'n tough fight wees, maar alles is net soveel erger. Die fiksheid, die alles, die tyd tussenin is korter, minder. Dit was ja, alles voel net baie rof, maar dit was lekker geweest. Dit was regtig 'n baie lekker ervaring geweest. Dit is iets wat ek andersins nie sou gedoen het nie en ek dink regtig dit daar gaan net goed hier vanaf kom. Mense kan net beter vir die af. So dit was baie lekker geweest. Ek gaan nou môre voel kyk hoe lyk ek nou al so. Wat ons van hierdie af kan vat is net om nooit op te hou nie. Hou net aan, druk deur, hou jou kop op, hou aan werk en die dinge sal gebeur soos dit moet. Partykeer wen jy, partykeer verloor jy. Moet net nooit opgee nie. Hou nie verloor sonder 'n fight nie. Sit die fight op en dan dan gaan jy vorentoe. So jy win, some you lose, maar definitief baie lekker geweest.